Gee my geleentheid om ons aanlyn gehoor te verwelkom. Baie welkom saam met ons vanoggend. Ons vertrou dat julle die woord saam met ons gaan geniet en mag die Heilige Gees ook in julle harte werk, daar waar julle is. Ek gaan vanoggend met julle gesels oor 'n tema, 'n onverwagte besoek. 'n Onverwagte besoek. En ek weet nie hoeveel keer in jou lewe jy al op 'n plek was wat iets onverwags gebeur het nie. So met jou storie deel toe ek nog 'n student was, en ek seker matriek, het ek eendag my ma se voertuig geneem sonder haar toestemming. So enige studente hier vanoggend. En daar het 'n persoon aan my pa se deur geklop 2:00 die oggend. En gesê, meneer, jou garage deur is oop en jou voertuig is nie hier nie. Vir hom was dit 'n onverwagte besoek. Maar elke onverwagte besoek het 'n sleutel tot iets in ons lewe. Die sleutel vir hom was 'n kans om reg te maak wat verkeerd was. Om my aan te spreek, om regverdigheid tot 'n situasie te bring. En ek besef, ons gaan baie keer in ons lewe deur dinge wat onverwags is, en ons mis die sleutel in wat die Here wil doen in daai gebeurtenis in ons lewe. Ons gaan vanoggend saam lees in Johannes 4, en dis die storie oor Jesus en die Samaritaanse vrou. Ons gaan nie vol eksegese doen op hele Johannes 4 nie, sê amen. Ons gaan na 'n paar gedeeltes kyk, en dan wil ek primêr 3 punte vinnig in jou hart vasmaak vanoggend. Ons het ook die wonderlike voorreg om nagmaal te gebruik en te doop. Johannes 4 vers 1 sê die volgende: die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. En toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur, hoor mooi, hier is die onverwags, hy moes deur Samaria gaan. Nou, ek wil vir jou verduidelik wat hier gebeur. Jesus was in Judea, hy is op pad Galilea toe in die noorde, so hy was by die Dooie See, hy is op pad na die see van Galilea, en die Jode het 'n punt daarvan gemaak om nie deur Samaria te gaan nie. Samaria, die Samaritaners en die Jode was soos die stormers in die bulle. Hulle het nie ooghare gehad vir mekaar nie. So hulle het 'n punt daarvan gemaak om Samaria te mis. Maar die woord sê hierso, Jesus moes gaan van Judea na Galilea, en dan sê dit in vers 4, hy moes deur Samaria gaan. Die woord is besef ek, maar hoekom moes Jesus deur Samaria gaan? En die Griekse woord wat gebruik word vir die woord moes hierso, is die woord adai, wat beteken 'n goddelike noodsaaklikheid. A godly need. Met ander woorde, daar was iets in Jesus se hart, iets wat hom beweeg het, om van Judea af na Galilea toe deur Samaria te gaan. En ons gaan nou kyk wat dit sê. En dit was nie algemeen nie. Vir die Jode was dit nie algemeen nie, want hulle was veroordeel in Samaria. En ek het 'n nota gemaak en ek wil jy moet dit vandag neerskryf as jy kan. Vooroordeel word gebore uit onkunde, en onkunde word oorgedra na geslagte. Vooroordeel word gebore uit onkunde, en onkunde word oorgedra na geslagte. Maar Jesus kies om teen hierdie vooroordeel te beweeg. Jesus kies om teen wat kultureel reg was in daai tyd te beweeg, en om die grense van 'n plek in te gaan waar hy nie welkom is nie. En dan gaan dit verder in vers 5 en sê, hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Klink vir my omtrent reg. 12:00 die middag is min of meer, dan wil jy by 'n fontein sit, korrek? Lekker warm. En dit sê die volgende, daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Nou vir jou agtergrond gee, die vrou was uitgesluit. Sy was verwerp deur haar gemeenskap. En sy kom na die fontein toe,
Jakob en sy seun Josef vergeet waar Jesus sit, 'n Jood, buite sy kultuur, buite sy normaal, 'n onverwagte besoek. Hierdie ontmoeting, kerkfamilie, was nie toevallig nie. My ma sê altyd, toeval daar lig. Dit was nie toevallig nie. Dit wys ons dat Jesus elkeen van ons persoonlik liefhet, ongeag ons verlede, ongeag ons sosiale status. En voor ons verder gaan wil ek hê moet dit volgende hoor. Die Vader het my en jou lief, ongeag ons verlede, ongeag ons foute, ongeag ons sosiale status. En hy ontmoet hierdie vrou, en ons iets wat in sy hart brand, en ons verstaan dit van vers 4, dat Jesus deur hierdie plek moes beweeg. En dan gaan dit verder in vers 8, en dit sê, en sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Ek weet nie of julle baie die Gospels lees nie, of die evangelies nie, maar die disippels is redelik gereeld besig om te gaan kos koop. Maar hier is hulle weer, op pad. En hulle is dorp toe. Amper sing ek al die sang, ons gaan dorp toe, ken jy hulle, ons gaan. Alright, en dan sê vers 9, die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Nou wil jy met verstaan wat in haar hart gebeur, en in die oomblik sien sy nie vir Jesus nie. Sy sien 'n Joodse man, wat vir haar water vra, en haar vraag aan hom is, maar hoe vra jy dan vir my 'n Jood, as 'n Samaritaanse vrou vir water? Sê vers 10, en Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. En in die oomblik toe ek dit lees, is daar iets besig om my hart te gebeur, want ons sien, Jesus is besig om grense af te breek. Jesus is besig om as 'n Joodse man vir 'n Samaritaanse vrou iets te vra wat ongewoon was, en hy is besig om wat kultureel onaanvaarbaar was te breek in hierdie oomblik op pad na iets toe. En Jesus wys vir ons in hierdie oomblik dat die evangelie van God nie beperk is tot rasse of geslagte of sosiale status nie. Die evangelie van Jesus Christus is nie beperk tot kulture nie, dit is nie beperk tot rasse nie, dit is nie beperk tot geslagte nie, dit is nie beperk tot sosiale statusse nie. En ons het die voorreg, is 'n goeie plek om te sê amen. Ons sit vir 'n rukkie gekuier in 'n land, 'n Hindoeland. En ons het gisteraan teruggekom, en as deel van ons besoek in hierdie land, het ons 'n gesprek met die kinders, oor hoekom dit anders is, en wat Hindoe is, en wat verskillende gelowe is, en ons is uit, saam met 'n persoon, op die water, terwyl ons daar sit, kom Ruben na my toe, en hy sê vir my, papa, sal jy vir die oom vra, of hy in Jesus glo? En in daai oomblik besef ek, en ek word gekonfronteer met die waarheid. Ons is partykeer so vinnig, om net te wees, en aan die gang te wees, en te doen wat ons moet doen, en ek sê toe vir hom, ek sal, en ek kom nie daarby uit nie. En ons gaan deur, en hierdie ding worstel en broei in my hart, en 3 dae later, reël ek hierdie selfe trippie, sodat ek by hierdie ou kan uitkom, want Ruben is ontsteld, dat ek nie met hom gepraat het nie. En ek sit by hom, en al die gedagtes gaan deur my kop, maar Heilige Gees, hoe doen ek dit? Waar begin ek? Konfronteer ek hom net met die waarheid? Wys ek hom eers die liefde? En ons het soveel idees, en soveel dinge, en op 'n tyd raak die tyd min, en ek sê net vir hom, do you serve the Lord? En hy sê vir my, yes. I believe in the full gospel, I believe in Jesus Christ. So, amen. En ek gaan na Ruben toe, en ek sê vir hom, Ruben, hierdie oom, hy ken Jesus. En ek sien iets van 'n vreugde in sy hart, maar ek is gekonfronteer, en ek sê, maar waar het ons op 'n plek gekom, waar ons toelaat dat ons sosiale status, ons kultuur, ons perspektief, ons tyd van rus, ons toelaat
om 'n onverwagte afspraak te mis. Maar daar's 'n sleutel in elke van hierdie afsprake. Is dit geloof in 'n seentjie se hart, of al was dit die geleentheid om 'n persoon te red wat nie Jesus ken nie, daar's 'n sleutel. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, kerkfamilie, om nie toe te laat dat die onverwagte afsprake in jou lewe verbygaan nie. Die onverwagte koffie op pad werk toe, die onverwagte oproep, die onverwagte boodskap, die onverwagte gesels met die persoon wat jy nie ken nie, moenie toelaat dat daar 'n sleutel en geleentheid by jou verbygaan nie. En hier is hoe kom. Vers 11, die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie in die put nie. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Sê dit vers 13, maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel, en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou kom om fisiese water te soek, stikkend, gebroke, verwar, kom om te gaan water haal, en Jesus sê vir hom, ek sal vir jou 'n fontein wees wat opborrel, wat vir jou ewige lewe gee, ewige water gee. En Jesus deel hier met twee goed spesifiek. 1, die nuwe geboorte, waar die lewende water is, en 2, 'n fontein in my en in jou, wat my en jou 'n kanaal maak om lewende water te kan gee. Wanneer ons harte vrede gee, wanneer ons wedergeboorte is, wanneer ons gevul is met die Heilige Gees, dan word daai fontein, die koninkryk van God is in ons, regverdigheid, vrede, vreugde. En daai koninkryk is soos 'n fontein in ons, en ek en jy het 'n verantwoordelikheid om 'n kanaal te word, om 'n fontein te word vir mense in hierdie wêreld. Net soos daai Hindu man of Hindu vrou in 'n oomblik. En dan gaan dit verder in vers 5 en dit sê, die vrou het vir hom gesê, meneer, geef vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry nie, en hier hoef te kom water haal nie. En hy sê toe vir haar, gaan roep jou man, en kom terug hierheen. En die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie, want jy moet sien wat gebeur hier. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie, jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie, jy het die waarheid gepraat. Vers 9 sê, die vrou het vir hom gesê, vir Jesus, meneer, ek sien dat u 'n profeet is, ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar ons God moet aanbid, is in Jerusalem. Nou, vandag wil jy sien wat hier gebeur. Hier is progressie wat plaasvind. Die eerste keer toe sy vir Jesus sien, onverwags, spreek sy hom aan as 'n Jood. Verder in hierdie gesprek word Jesus meneer, en nadat Jesus haar konfronteer met die waarheid, spreek sy hom aan as profeet. Want jy moet sien wat hier gebeur. Hoe meer tyd sy met Jesus spandeer, hoe meer begin die openbaring aan haar hart kom van wat besig is om hier te gebeur. En die eerste ding wat sy doen, nou Jesus haar konfronteer met die waarheid, is sy maak dit 'n teologiese gesprek. Sy draai weg van die waarheid, wat Jesus vir haar sê, en sê, meneer, ek sien dat jy profeet is, ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê hulle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Sy maak 'n teologiese gesprek. Sy draai weg van dit wat Jesus in haar hart wil genees. En hier is wat Jesus doen. Hy bring haar net terug na die waarheid toe. En hy sê vir die volgende, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode, maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer ware aanbidders die Vader van die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê, dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur Gees en in waarheid aanbid. En Jesus leer voordat
dat aanbidding nie meer gebonde is aan 'n plek nie. Jesus sê, daar kom 'n tyd, en Jesus is reeds daar, die lewe is reeds daar, en hy sê vir die vrou, hier is die waarheid, daar kom 'n tyd, wat ons nie meer gaan aanbid, op die berg, of in Jerusalem nie, maar ons God gaan bid, in gees, en in waarheid. En die Griek sê so, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur gees en in waarheid aanbid. Die Griekse vertaling sê nie God is gees nie, dit sê gees is God. En die wat God aanbid, sal hom aanbid in die gees van waarheid. Wanneer ons in God, in 'n gees van waarheid aanbid. En dis die tyd, waar ek en jy nou in is, die voorreg wat ons het, om nie net by 'n plek te aanbid nie, dit gaan nie oor waar ons aanbid nie, maar wie ons aanbid. En ons het die voorreg om die Here te kan aanbid. In ons huise, saam met ons kinders, by ons skole, in 'n kerk, as 'n gemeenskap. En Jesus maak daai openbaring in haar hart vas, en nooi haar om intiem te verkeer. Nooi haar om te verstaan, dat daar 'n tyd gaan kom, wat ons gaan wegbeweeg van rituele af. Ons wegbeweeg van tradisie af, maar waar ons beweeg in lewe en in waarheid. En die vrou sê vers 25, vir ons die punte vasmaak, en die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Dan sê vers 28, die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan, en na die dorp toe gegaan, en vir die mense gaan sê. En wil gou die punt in jou hart vasmaak, hierdie selfe vrou, wat stikkend was, hierdie selfe vrou, wat verwyd gehad het, hierdie selfe vrou, wie se skande ontbloot was, wat gekonfronteer was vir die eerste keer in haar lewe met die waarheid, gaan, en sy los haar kruik net daar by die fontein, en sy gaan terug dorp toe, om vir die mense te sê. En hier is die uitkoms van dit, vers 39, en baie van die Samaritane in daardie dorp, het tot geloof gekom in Jesus, op grond van woorde wat die vrou getuig het. Hy het my alles vertel, wat ek gedoen het. Ek wil vir jou vanoggend sê, God gebruik nie die wat volmaak is nie. God gebruik die wat gewillig is. Sy het gekies om haar kruik neer te sit, ongeag haar verlede, ongeag haar seer, ongeag haar pyn. En sy het gaan getuig van 'n man wat sy ontmoet het, 'n Jood, 'n meneer, 'n profeet en toe 'n Messias, wat openbaring in haar hart gebring het. En ek besef in daai oomblik, julle, sy het nie Bybelskool gedoen nie, net FYI. Okay? Sy is nie deur die Torah nie. Sy het nie daar gesit en gesê, Jesus, breek vir my die woord oop vir 14 dae en vir 21 dae, sodat sy het 'n openbaring gehad, 'n ontmoeting met Jesus, en die uitkoms was dit, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof gekom in Jesus, op grond van wat sy getuig het. En dis my boodskap vir jou vanoggend. Ek en jy hoef nie te wag tot ons volmaak is, voor ons gebruik maak van die onverwagte afsprake en ontmoetings in ons lewe nie. Sê amen. Ons hoef nie volmaak te wees nie. Ons sosiale status maak nie saak nie, ons verlede maak nie saak nie, ons seer maak nie saak nie. As ek en jy vanoggend in ons harte kan vasmaak dat ons bereid is om gewillig te wees, om te gaan getuig, dan word ons seer die deur na Jesus vir iemand anders. Ons storie word die deur na Jesus vir iemand anders. En al wat hy vra is, maar wees gewillig. Al wat hy vra is, Eckhart, moenie in jou kop redeneer oor hoekom dit ongemaklik gaan wees as jy met hom praat. Moenie in jou kop redeneer of hierdie die regte tyd is om dit te doen nie. Jy geloof soos 'n kind en getuig net van wat God in en deur ons doen. Amen. Johannes 7 vers 37 sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink, uit sy binneste sal strome van lewende water vloei. En dis ek en jy. Wanneer ek en jy kies om ons dors te les met hy wat water gee, water van ewige lewe,
dan sal daar fonteine uit ons binneste vloei. En hier is die 3 punte wat ek vandag met jou wil vasmaak vanoggend. Punt 1, Jesus ontmoet ons waar ons is, maar hy los ons nie waar ons is nie. Jesus ontmoet my en jou waar ons is, maar hy los ons nie waar ons is nie. Genade beweeg altyd eerste. Jesus wag nie vir my en jou om reg te kom nie. Hy kom na ons toe, in ons sonde, in ons seer, in ons geheime. En hy kom nie net om ons te troos nie, familie. Hy kom om ons te transformeer. Wanneer Jesus kom hy net om te troos nie. Hy kom om te transformeer. God ontmoet ons in ons realiteit, maar hy roep ons na ons bestemming. Al of jy sê, dis God se hart, dis Jesus se hart, om deur Samaria te beweeg. Al is dit ongewoon, om vanoggend by jou hart uit te kom, by jou realiteit uit te kom, by jou seer uit te kom, by jou drome uit te kom. Sodat hy vir jou kan wys, waar is die bestemming. Dat is God se hart vir my en jou. Die tweede punt is, lewende water word gegee aan die wat al dorstigheid en gebrokenheid aan God erken. Jesus openbaar aan haar, dat sy 5 mans gehad het, dat sy in sonde geleef het. Maar net die oomblik sit daar voor haar 'n volmaakte man. 'n Man wat nie haar liggaam gesoek het nie, 'n man wat haar hart gesoek het. 'n Man wat genesing wou bring. Sien, lewende water kom nie uit menslike verhoudings uit nie, kom nie uit prestasies uit nie, uit godsdienstige plekke nie. Dit kom uit 'n ontmoeting met Jesus, die bron van lewe self. Maar dit vereis dat ek nie moet eerlik wees. Sien, Jesus vra nie oor haar geskiedenis nie. Jesus noem dit vir haar. Hy het haar nie gevra waar dit vandaan kom nie. Hy het nog geopenbaar. En hier is die ding. Ek en jy kan nie genees word van dit wat ons wegsteek nie. Ek en jy kan nie genees word van dit wat ons wegsteek nie. God wil my en jou vul, maar hy kan nie vul wat ons vashou nie. Ons kan niks wegsteek vir Here nie, julle. Ons het net nodig om toe te laat dat die Here ons vul. Ons het nodig om te sê, Here, hier is my seer. Here, hier is my bekommernis, hier is my besigheid, hier is my kinders. Hier is my boetie. Hier is my skoonsis. Hier is my hartseer. Here, ek weet ek kan dit nie wegsteek nie, maar ek weet U kan dit genees. Ek weet dis U hart om dit te genees. En ek wil dit vanoggend net by U voete neersit. En sê, Here, kom vul my. Net gewillig. Nie volmaak nie. Net bereid. 'n Ontmoeting met Jesus maak van jou en my 'n fontein verander. Haar skande word haar getuie. Waar sy mense voorheen vermy het as gevolg van omstandighede, kies hy om hulle te konfronteer met 'n storie. Kies hy om hulle te konfronteer met 'n getuienis. Wanneer Jesus ons ontmoet, verander ons identiteit. Verander ons roeping. We serve a purpose. Ek en jy word nie net gered vir onsself nie. Ek en jy word draers van 'n fontein van lewende water. Die wêreld wag nie vir perfektheid nie. Die wêreld wag vir egtheid. My en jou storie, my en jou eg wees voor die Here is wat die wêreld nodig het om die fontein van lewe te ontvang. En ek wil jou vanoggend aanmoedig. Ek wil jou vanoggend aanmoedig om net jou seer, jou angs, jou vrae by die Here se voete te sit. Sê, ek weet, ek kan nie,
maar U kan. Miskien is jy vanoggend die en jy dra 'n kruik, een van seer, een van skande, een van mislukkings, een van skaam oor jou verlede. Miskien het jy nog net nooit 'n kans gehad om by die fontein van lewe te sit nie. Miskien toe jy gekonfronteer was met die waarheid, was dit vir jou te swaar en jy het gekies om dit toe te maak, om dit weg te steek. Maar wil jy volgende kans gee, geleentheid gee? Laat die Here toe, laat die Heilige Gees toe, om jou te vul met die lewende water, sodat jy soos daai Samaritaanse vrou ook 'n fontein van lewende water kan word. Jesus nooi ons vandag om ons kruike te los by die fontein, om 'n aanraking met hom te hê, sodat ek en jy getuies kan word van 'n lewendige God, sodat ek en jy getuies kan word dat hy lewe, dat hy getrou is en dat dit sy hart is om ons te genees, om ons te ken, om ons lief te hê. En mag dit ook vanoggend die openbaring in jou hart wees, dat jy sal weet dat ongeag Jesus wil die grense van jou stad binnendring, al is dit ongewoon, want hy het met jou 'n afspraak. Ek gaan vra dat jy net jou oë sal toemaak. Miskien is jy vanoggend hier en jy het nog nooit die geleentheid gehad om Jesus aan te neem nie. Miskien is jy vanoggend hier en jy was nog nooit gekonfronteer met die waarheid nie. Miskien het jy nog nooit gehoor of besef dat dit Jesus se hart is om jou te genees, om jou te vul, om jou uit te stuur, om jou identiteit te verander, om vir jou roeping te gee. Miskien het jy nog nie beweeg in daai missie wat in jou hart brand nie. Ek wil jou vanoggend 'n geleentheid gee. As jy nog nooit Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker nie, dan wil ek jou nou 'n geleentheid gee om hom aan te neem. Ek gaan vra dat elke oog toe bly, elke hoof gebuig. As dit juist wil ek jy net vinnig jou hand opsteek in vir my sak. Jy kan net vinnig opsteek in hom weer sak. Wil ek jou 'n tweede geleentheid gee vanoggend. As jy hier is en jy het nog nooit die geleentheid gehad om na 'n boodskap net jou seer en jou skande en jou angs vir die Here se voete neer te sit nie, wil ek jou 'n geleentheid gee daar waar jy is. Ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek nie. Ek wil jou net 'n geleentheid gee om net vir die Here te sê, Here, maar hier is ek. Hier is my hart. Ek bid dat jy my sal vul. Ek bid dat jy my sal genees. Dankie Heilige Gees. Here, dankie dat jy elke hart oor vanoggend. Dankie dat jy elke seer persoonlik ken. Heilige Gees, ek bid dat jy net sal kom vanoggend en dankie dat ons weer uit die woord sê dat jy ons trooster is. Maar dat dit ook jy hartsbegeerte is om ons te transformeer. En ek dank jy dat transformasie sal plaasvind in elke hart vanoggend. In Jesus naam. Here, ek dank jy vir bonatuurlike vrede. Ek dank jy vir die fontein van lewe. Ek dank jy dat identiteit vasgemaak word vanoggend, dat roeping vasgemaak word vanoggend.
Dankie dat U ons lief het. Dankie Heilige Gees, Here, dankie dat ons net in hierdie oomblik ons afhanklikheid in U kan verklaar. Dankie Jesus. Ek wil jou in hierdie atmosfeer 'n geleentheid gee na die diens. As jy wil kom vir gebed, dan wil ek graag saam jou bid vanoggend. As dit span nie, as dit in jou hart brand, dan wil ek jou nooi om vorentoe te kom na die diens. Ons wil saam met jou bid. As jy vanoggend vir die eerste keer gesê het, ek kies Jesus, as dit juist wil ek jou verwys na 'n skakel op die skerm. Wil jy vra om asseblief daai skakel in te vul vir 2 redes. 1, ons wil graag vir jou bid op jou naam. En 2, ons wil jou help met die volgende stap. Ons het die voorreg om vanoggend saam nagmaal te gebruik en om te doop, maar ek wil net van hierdie geleentheid van 'n gebruik maak om ons aanlyn gehoor te groet. Dankie dat julle saam met ons ingeskakel het vanoggend en ek bid dat die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord in julle harte sal wees in hierdie week wat voorlê.